Goeiedag. Ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus. Dit wat gekom het vir elke mens. Die hele werklikheid wat God gedoen het in Christus. Al wat hy vir jou sê is, jy moet dit glo. Dit gaan nie daaroor om dit te glo nie. Ons kry dit nêrens in die skrif dat hy sê dat jy moet glo nie. Dit is absoluut net deur geloof. En hy sê die regverdige sal nou net uit die geloof lewe. Dis 'n skrifgie wat van die Ou Testament afkom, Hosea 4 vers 6, en dan gaan hy deur Romeine 1, Galasiërs 3, Hebreërs 10, en sê die regverdige sal nou net uit die geloof lewe. So, geloof jou oortuiging is dit wat jy gaan eet. Hy sê, ons sê altyd, dit wat jy glo is dit wat met jou sal gebeur. En dit bly absoluut net die werklikheid, dat ons net in geloof wandel. Nou, baie keer in mense lewe, dan sit mense en dink daaraan. Ek het self ook sulke situasies in my lewe. Dan gebeur daar iets wat jy 'n probleem kry. Kom ons sê jy skuld iemand geld. En dan sit jy en jy kry nie hierdie geld nie, en dan kom jy op 'n stadium en sê, weet jy wat, net om uit hierdie ding uit te kom, dan sê jy vir jouself, hulle kan my kar vat, hulle kan my huis vat, hulle kan alles vat, maar hulle kan nie my lewe vat nie. En dit is, dan begin jy daarin 'n bietjie vrede vind. Of baie keer dan het jy vir iemand iets wat jy moes gedoen het en jy het dit nie gedoen nie. Of jy het 'n ding gedoen en jy het vir iemand gesê, ek gaan 'n ding vir hom doen of regmaak, en jy het dit gebreek. Nou wat gaan jy nou vir hom sê? Dan begin die ding in jou werk, en dan op 'n stadium, dan werk die ding jou so op, en dan kom ek aan en sê ek vir myself, weet jy wat, enige iets kan gebeur, ek kan die ding vervang, ek kan dit doen, maar belangrikste is dat daai persoon kan nie my lewe vat nie. Maar as ons nou die geestelike toe kom, dan sien jy daar was 'n probleem gewees. En dit is, God het vir die mens gesê, as jy van die boom eet, sal jy sekerlik sterf. En die mens het van die boom geëet. Met ander woorde, daar gaan dit juist dit, dat jou lewe word van jou geëis. Omdat Adam van die boom van die kennis van goed en kwaad geëet het, moet almal sterf. Romeine 6 vers 23 sê, die loon van die sonde is die dood, en omdat Adam van die boom van die kennis van goed en kwaad geëet het, omdat hy gesondig het, omdat hy in die sonde geval het, moet elke mens sterf. Jy sien, en dit is waar ons die probleem het, maar as ons nou regtig gaan kyk, dan sien ons dat Jesus Christus het vir ons daai werklikheid kom doen. As hy byvoorbeeld sê, Romeine 3 vers 23, 'n skrifgie wat verskriklik baie aangehaal word, almal het gesondig en het ontbreek al aan die heerlikheid van God. Dis 100% waar, maar dit was voor Christus gewees. Hy sê, maar nou word hulle sonder verdienste geregverdig deur die genade van Jesus Christus. Jy sien, daar's die twee aksies wat 'n mens moet sien. En ons het so in ons tradisionele konsep net die eerste ene gevat, want as ons net die eerste gedeelte vat, waar almal moet sterwe, dan het jy genoeg skietgoed om iemand bang te maak. En hy sê, maar, dan praat 2 Korintiërs 4 daarvan, hy sê, maar ons is verby die bediening van veroordeling. Ons het nou gekom by die groter werklikheid, naamlik die bediening wat regverdig maak. Jy sien, so, dit is baie, baie belangrik, dat ons moet wegbeweeg van dit. Dieselfde wat Romeine 6 vers 23 sê, dat die loon van die sonde is die dood. Dis 100%, dit kan 'n mens bang maak, dit kan jou intimideer, maar dan kom hy dan sê, maar die genadegawe is die ewige lewe in Jesus Christus. So ons moet na die groter werklikheid gekyk, dit wat 2000 jaar terug vir ons gekom het, naamlik Jesus Christus. En die oomblik wat ons by die eerste gedeelte vashak, dan ontken ons of misken dan dit wat Christus gedoen het. En dit is nie geloof nie. So baie, baie belangrik, Jesus Christus het gekom, en hy het vir ons kom betaal, 'n regverdige transaksie, 'n wettige transaksie, het hy vir elke mens betaal. Hy sê, as een gesterf het, dan het almal, 2 Korintiërs 5 sê, as een vir almal gesterf het, dan het almal gesterf, en hy het vir almal gesterwe. So Christus is het almal ingesluit, God het almal in Christus gesit, hy het vir almal gesterwe, hy staan na 3 dae op, en hy gee vir elke mens 'n nuwe lewe,
Ongelukkig het almal dit nie aanvaar nie, en dit is wat maak dat mense eendag verlore sal gaan. Weet jy, prakties, my vrou het op 'n stadium met sy rekening gehad, en dan kom ons nou hier, dan sien ons maar hier's nou die dinge loop nou nie so lekker nie, rekening is ons maar altyd 'n kopseer. Ek het self ook so 'n situasie gehad, en wat ek dan doen, ek het 'n rekening en nou sê hulle vir my, maar hoorie, daar's nou 'n fout, want jy het nou dit betaal, maar daar's nou hierdie heffing by en al die goed, en ek sien maar die ding werk nie, en ek gaan en ek vat geld en ek gaan maak daai rekening toe, 'n wettige transaksie. Ek gaan en ek betaal daai rekening af en ek maak daai rekening toe. My vrou se rekening het gegaan en gesê, kom ons maak die rekening toe. Ek moes betaal het om hom toe te maak. Ek betaal, maak die rekening toe en dan is hy toe. Dan is daar geen werklikheid. Niemand kan 'n vinger op jou lê nie. En dit is wat Jesus Christus vir ons kom doen het. Almal was skuldig aan dit, want almal het gesondig en het ontbreek aan die heerlikheid van God. Maar hy het kom betaal daarvoor, en hy is die kwitansie. Hy is die ewige lewe. Jesus Christus is die ewige lewe. Hy is die antwoord wat gekom het. Weet jy mense, maar ons is so baie in ons lewens, en hoekom die ding nie werk nie, ek het nou verlede keer daaroor gepraat, dat een van die groot probleme is, ons pas nie hierdie geestelike werklikheid toe nie. Ons het nou deur jare gekom en gesien, daar is 'n groter werklikheid as die wettiese godsdiens, as die veroordeling, en ons het by die vryspraak uitgekom, die boodskap van geregtigheid, en dit is 'n absolute wow gewees, en die mense het besef, weet jy wat, ek het 'n nuwe lewe, my lewe is nou Christus, maar die probleem is, ons pas dit nie toe nie. Nou wil ek net gaan kyk, en nou sit ek baie keer en dink, dat hoekom werk dit nog steeds nie? Want baie mense kom by dit uit, maar hulle het die nuwe boodskap gehoor, of die werklike boodskap gehoor, die waarheid gehoor, want Efesiërs 1 vers 13 sê, toe jy die woord van die waarheid hoor, nie die nuwe boodskap of dit nie, ek het nou verkeerd gesê, toe jy die waarheid hoor, hy sê die woord van die waarheid, die evangelie van jou redding, toe jy dit hoor en dit glo, word jy verseël met die belofte van die Heilige Gees. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Jesus sê vir hulle op aarde, ken die waarheid. Toe hy op aarde was, sê hy, ken die waarheid en die waarheid sal jou vrymaak. Dan gaan hy later, dan sê hy, Johannes 8 vers 32 vers 36, en sê hy, maar en as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Jy sien, dit is nie die ou bedeling nie, dis nie die ou godsdienst nie. Jesus het kom sê, hy het 'n werklikheid voorspel, en dit is 'n werklikheid wat gebeur het. Nou sit 'n mens dat, wat is die probleem? Is dat ons is nog te vol van onsself. Dinge gaan nog te veel oor onsself. Baie keer sê ons, die mense is so behep met homself. Jy kom en dan selfs in die geestelikheid, baie keer kan 'n mens so geestelike werklikheid en sê, weet jy wat, Christus is my lewe, en jy kan 'n getuienis hê, dan sê jy, maar kom ek vertel jou, en kom ek wys vir jou, en kom ek sê jou. Mense, dit is nie so nie. Dit is die werklikheid en die geestelike sê, ons is ambassadeurs van God, ons verteenwoordig God, en dit wat ons sê, moet sy siening wees, nie ons eie siening nie. Ons is so besig oor jouself, jou eie dinge, jou eie gevoel, dan kom mense en dan sê, maar ek voel so oor dit. Jy het nie 'n gevoel oor dit nie. Jy is 'n ambassadeur van God, en jy moet sê wat God oor dit sê, en dis die werklikheid. 'n Voorbeeld daarvan, ek kom op 'n stadium, en met hierdie evangelie praat ek toe met 'n dominee, en die dominee het 'n TV-program, hy sê vir my, Gerry, ek gaan jou op TV sit. Hierdie boodskap is die mense se boodskap, dit is 'n vrymakende boodskap, en ek wil hê die mense moet hierdie boodskap hoor. Ek gaan reël dat ek 'n program met jou op TV maak. En ek op daai stadium is ek nog so nederig in myself, nie dat jy nederig en dit bly 'n werklikheid, maar ek dog toe, ek gaan verskriklik nederig voorkom, en ek sê, dominee, weet jy wat, ek stel nie belang om op die TV te wees nie. Gee daai geleentheid maar vir iemand anders. Hy sê, maar die mense moet dit hoor. Ek sê, nee, weet jy wat, ek stel nie belang om hier voor die hele land, en daar's van die mense in ander lande wat dit kan sien op TV. En later van tyd toe dink ek, hoe het ek God se werklikheid misken, wat hy gesê het, ek het jou geroep, die oes is groot, die arbeiders is min. Hy sê, gaan en gaan verkondig hierdie evangelie aan die ganse mensdom, dis die opdrag wat God vir ons gegee het. En ek dog toe, dis nou baie nice, dat ek so nederig klink.
dat ek sê, ek wil nie op TV wees nie, want mense, jy sien baie keer, gaan dit so oor jouself, en jy gaan absoluut teen dit wat God vir jou gesê het, wat jou werklikheid is. Kom ons gaan kyk hierso na 'n paar voorbeeldjies wil ek vir ons noem. Dan in die Ou Testament al, dan praat hy hier van 2 Konings 4, van Elisa, wat by die Sinamitiese vrou gekom het, en ons weet hy daar by hulle oorgebly, en sy het naderhand vir hom 'n bovertrek gebou, en hy het vir haar gesê, jy gaan 'n seun hê, en sy het 'n seun, en die volgende jaar terugkom met sy seun, en die seun het groot geword, en eendag op die land het die seun net in mekaar gesak en gesterf, en sy gaan hier in 2 Konings 4, praat sy toe in vers 24, toe sal sy die esel op en sê aan haar dienaar, jaag aan en gaan voort, hou my nie op in die ry nie, behalwe as ek vir jou sê, sy het dan weggegaan en by die man van God op die berg Karmel gekom. Sodra die man, dis nou Elisa, die man van God daar op 'n afstand sien, sê hy aan sy dienaar Gehasie, kyk, daar is die Sunamitiese vrou, loop haar tog tegemoet en sê vir haar, gaan dit goed met u? Gaan dit goed met u man? Gaan dit goed met u kind? Jy sien, daar is so 'n liedjie wat hulle sing, is it well? Nee. En gaan dit goed met jou? Gaan dit goed met jou man? Gaan dit goed met jou kind? Maar haar kind is dood. Maar sy sien die antwoord, sy sien nie die probleem nie. Jy sien die verskil daarvan, nee. En sy sê, en sy antwoord, dit gaan goed. Maar die kind is dood, want sy het geweet, as daardie werklikheid van God, dat hy vir haar 'n kind kon gee, dan sal hy daai werklikheid ook doen, om hierdie kind weer lewendig te maak. So absoluut net na die antwoord kyk, en nie na die probleem nie. Dit gaan nie oor jou siening nie, jou gevoel oor die situasie nie. Dit gaan absoluut oor dit wat God oor die situasie sê. Kyk in Filippense 3, dan praat Paulus hiervan, hy sê, hy is die beste van beste, hy was 'n Hebreër, hy was 'n Fariseer, hy was die stam van Dawid, en hy sê wat die wet betref, was hy onberispelik, vers 6, vers 7 sê hy, en wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade, om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, terwille van wie ek alles prysgegee het, en as drek beskou het. Hoekom? Om Christus as wins te verkry. Hy sê, ek het alles wat ek het, het ek as drek beskou, om Christus as wins te verkry. Jy sien, en dan sien jy waarom hy op 'n punt gekom het, wat hy as giftige slang net afgeskit het, want hy het absoluut besef, dat dit wat God hier gesê het, is 'n werklikheid, en dit sal so wees, en as God vir hom gesê het, Paulus, jy moet in Rome wees, sal hy in Rome wees, en as die slang nou maak dat hy doodgaan, dan beteken dit dat God het gejok, en hy weet God kan nie lieg nie, so sê die skrif, hy het dit 'n paar plekke gesê. Met ander woorde, hy was vas oortuig daarvan, dat hy was die beste van die bestes, hy het by Gamaliel geleer, en hy kom en hy sê, ek het alles as drek beskou, om Christus as wins te verkry. Hy sê, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus Jesus is. Die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof, deur die oortuiging van dit wat God in Christus gedoen het, toe die ou mens in Christus, toe God die ou mens in Christus gesit het, en hy sê, as een van almal gesterf het, het almal gesterf. So Paulus het besef, ek het klaar gesterf, die lewe wat ek nou het, hierdie lewe wat ek nou ervaar het, wat ek op die pad na Damaskus gekry het, dit is, my ou lewe het ek as drek verskou, om hierdie verhewe, hierdie groter werklikheid te kry. Kolossense 3 vers 1 sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, nie die dinge wat op aarde is nie. Maar jy sien, jy het gesterf en jy het opgestaan saam met Christus, so dit is nou jou lewe, maar die probleem wat ons het, is dat ons tradisies, en ons tradisionele opset, en ons tradisionele siening, waarin ons groot geword het, tel vir ons te veel. Groter as wat self die skrif tel. Ek het al gehoor dat mense sê, maak nie saak wat die Bybel sê nie, ons glo so. Of net dit dood eenvoudig, die skrif sê vir jou iets, en jy sê, nee man, ek glo dit nie. Nee, ek glo so,
soos ek groot geword het, soos my pa en my oupa geglo het. Maar die Bybel sê, God het die tye van onkunde oorgesien, in Handelinge 17. So, daar was onkunde gewees, God het dit oorgesien, en daar is nou 'n groter werklikheid wat gekom het. Maar die belangrikste is dat elke mens, jy moet aan die einde van jouself kom, jy moet jou sterwe sien. Mense, dit is so belangrik. Weet jy, dat ons gaan kyk, daar is soveel kere in die plekke wat mense so groot werklikheid sien in hulle sterwe, dat situasies kom, dan sê mense, weet jy wat, ek gee op, ek moet nou maar gaan. Nee. En dit is dat mense selfs aan die dood so 'n groot werklikheid gee, dat hulle sien 'n uitkoms aan die ander kant van die dood. En dis baie keer as ek sê, Matteus 15 vers 6 sê, julle maak die werk van God kragteloos deur julle tradisie. Jou tradisie maak die werk van God kragteloos, want die tradisionele opset is, eendag as ek dood is, gaan ek geregtig wees. Eendag as ek sterf, gaan ek heilig wees. Eendag as ek sterf, gaan ek sonder sonde wees. Eendag as ek sterf, gaan ek nie meer 'n sondaar wees nie. Maar Jesus het die sondaars vir hulle kom sterf om hulle te verlos. Jesus het gekom om jou te heilig. Jy sien, al daai werklikhede het hy vir jou nou gegee. Dis 'n nou werklikheid, en die tradisionele godsdiens het dit gevolg het, dat eendag sal ek dit wees. En dis hoekom baie mense moet opgee in die lewe en sê, ek sal nou maar net sterf, dis al wat vir my oorbly. Baie mense bring hulle eie lewe aan 'n einde, in 'n hoop dat dit hulle gaan verlos van hulle omstandighede. Mense, dit kan nie, jy moet jou sterwe in Christus sien, dit bly die hele werklikheid. Want Jesus kom dan sê hy vir hulle, hy sê, ek bring vir jou lewe en lewe in oorvloed. Jy sien, dis wat Jesus vir ons gebring het, maar jy moet in jouself, in jou ou mens, jou ou onwerklikheid moet sterf. Kyk wat sê Jesus hier in Johannes 11, toe Lazarus gesterf het, kom Jesus, net om dit te bevestig, hy sê, hy kom by Martha en hy sê vir haar in vers 23, Johannes 11, sê hy vir haar, jou broer sal opstaan, en Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Jy sien, sy volg die ding, maar wat sê Jesus vir haar? Mense, ons moet dit, as die skrif so sê, is dit 'n werklikheid. En Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Jy kyk vir die opstanding en die lewe. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Jy sien, dis 'n werklikheid daai. Dat die mens moes, en dit is wat Christus hier voorspel, wat hy gaan kom doen. Kyk wat sê Johannes 5, terwyl ons hier is, dan praat Johannes 5 daarvan, en hy sê vers 24, sê Jesus self, hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my woord hoor, en hom glo wat my gestuur het, my woord hoor, en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe, en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. So jy het 'n lewe. Nou om by daai lewe uit te kom, is die heel belangrikste ding, dat jy moet sterwe. Jy moet sterwe, jy moet aan die einde van jou ou lewe kom. Nou Christus het jou eintlik aan die einde van jou ou lewe gebring. Hoor wat sê Romeine 8 vers 31 en 32. As hy hierdie goeie nuus vir ons bring, die geregtigheidsboodskap, die vryspraak, dit wat die sukses van Jesus aan die kruis, dan sê hy, wat sal ons van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Wat sal 'n mens aan my kan doen? Jog, mense, dink net daaraan. Hy sê, hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgelewer het. Hoe sal hy nie vir ons almal alles uit genade skenk nie? Almal alles uit genade skenk nie, 'n geskenk. Jy sien, en dit is wat God in Christus kom doen het. En weet jy wat is die eerste geskenk wat hy vir jou gegee het? 2 Korintiërs 5 vers 15 tot 21, die evangelie in 'n neutedop. Hoor wat is die eerste geskenk? As een vir almal gesterf het, dan het almal gesterf, en hy het vir almal gesterf. Jy sien, so baie belangrik, hy sê, sodat die wat leef nie meer vir hulle self leef nie, maar vir die een wat vir hulle gesterf het en opgewek is. So, mense, baie belangrik,
Die eerste geskenk wat jy gekry het is jou sterwe, want dis wat die Ou Testament, dis wat die wet van jou gevra het, dis wat die sondeval van Adam gevra het, die loon van die sonde is die dood, en God kom in Christus, hy gee jou die grootste geskenk, hy gee jou sterwe vir jou. God sit almal in Christus, want hy kan nie sterf nie, hy kan deur die dood gaan. Johannes 10 sê dit vir ons. Hy gaan deur die dood, en hy doen wat die Ou Testament verwag het, en hy staan op na 3 dae, en hy gee vir elke mens 'n nuwe lewe. So dis die heel eerste geskenk. Nou Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie. Sien jy, al die mooi gedeelte, daar is so baie, wat sê, jou hele werklikheid is jou eerste ding wat jy moet sien, jy moet aan die einde van jouself kom. Nie so vol van jouself wees nie, nie so behep met jouself nie. Nee, dominee, ek is so nederig, laat ander ouens maar eerder praat. En ek kan nie sien hoe wys ek God se werklikheid van die hand nie, ek myself. Jy sien mense, gelukkig het God tye van onkunde oorgesien, maar hy wil hê dat almal gered moet word en tot 'n kennis van die waarheid kom. En hier sien ons dit. Nou gaan hy ek wil vir ons Romeine 6 lees van vers 4. Hy sê, ons is dan saam met Christus begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook in 'n nuwe lewe kan wandel. Met ander woorde mense, hy sê ons is saam met Christus begrawe. Sien jy, al die skrifte na die kruis sê, jy moet eers aan jou einde van jouself kom, want dis nie jy en Christus nie, dis net hy. Hy het alles gedoen. Ek het 'n vorige keer gesê, daar's iets wat iemand almal wil hê, maar niemand kan dit self kry nie. Christus het dit vir ons gegee. Hy wat dit glo, het dit. Wat is dit? Dis die ewige lewe. Ons hele werklikheid is deur jou toedoen en jou inmeng. Kom jy op 'n punt, is dit vir jou so groot prestasie, as jy net die hel kan vryspring. Maar jy kom nooit agter dat as jy net in God se rus gaan, en besef wat hy vir jou gedoen het, kan jy nie net die hel vryspring nie, maar lewe in oorvloed hê. Jy sien, so die eerste belangrikste ding is, sien jou sterwe. Die tweede ding is, sien dat jy 'n nuwe lewe gekry het. Hier sê in Romeine 6 vir ons, sodat ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet dat die ou mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van sonde. Sien die mense, dis 'n afgehandelde werk, maar nou moet jy sien, jy het 'n nuwe lewe. Galasiërs 2 vers 20 sê, die tweede deel sê, maar dit wat ek nou lewe, lewe ek in die geloof van die Seun van God. 2 Korintiërs 5 vers 16 en 17 sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n splinter nuwe mens. Kyk, die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. En dan moet ons besef, die derde ding wat hy gedoen het, is hy het vir ons elkeen 'n bediening gegee, hy het ons die bekering geskenk. Met ander woorde, die renewing of the mind. Hy sê, Romeine 12 vers 2, hy sê dat julle nou julle denke moet vernuwe oor die mens wat julle nou is. Efesiërs 4 van vers 20 tot 24 sê, dat julle nou in julle gemoed moet verander, dat julle kan agterkom wat 'n lewe julle het, dat julle in die werklikheid van Christus sal lewe, in dit wat hy vir ons gedoen het. Mense, ek sluit af met Handelinge 17, dan praat hy daarvan, dat God woon nie in tempels met hande gemaak nie, want hy wil in ons wees. Hy word nie deur mense hande gedien asof hy 'n behoefte aan iets het nie, want hy self het aan almal lewe en asem en alles gegee. Dan gaan hy verder, dan sê hy, vers 28, in him we live and move and have our being. Hoe kom jy in hom? Deur eerste te aanvaar, as een vir almal gesterf het almal gesterf. Jy moet besef, hy het 'n einde aan jou ou lewe gemaak, die sondige lewe, en vir jou 'n nuwe lewe geskenk. Amen. Oh,